Goeiedag, liefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 7 van ons reeks Jesus, Here van my lewe. Soos ek al voorheen gesê het, as wedergebore Christene, het ons glad nie 'n probleem daarmee om saam te stem en te erken dat Jesus Here is nie. En ons verklaar dit maklik, hy is Here en meeste van ons bid ook so en spreek hom aan as Here. En hy is Here van die heelal. Filippense 2 vers 11 skryf dit ook duidelik, maar net vir konteks gaan ek hier van vers 9 af lees. Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En dan vers 11, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Elke tong sal nog bely dat Jesus Here is. Maar ons het deur God se genade wat tot ons gekom het, nou al die voorreg om hom te bely as Here. Maar hierdie reeks is nie soseer om ons te oortuig oor sy heerskappy nie. Die vraag is eerder, is Jesus Here van my en jou lewe? Jy moet vir geen oomblik dink ek wys enige vinger hier nie. Ek praat altyd eers met myself. Hierdie reeks is gebore uit hierdie vraag wat die Heilige Gees my gevra het. Is ek waarlik Here van jou lewe? En die aanvanklike onmiddellike reaksie was, natuurlik Here, maar toe kom jy opvolg. As ek dan Here is, hoekom doen jy soms jou eie ding? Sjoe, wat 'n ontnigtering. Want as hy werklik Here is, dan is hy Here oor alles. Nie net wanneer ek Sondag by die kerk instap nie, maar altyd en in alles. Dan is hy Here van my keuses, Here van my finansies, Here van my tyd, Here van my huwelik, Here van alles. Dan sê ek nie wat ek wil nie, dan doen ek nie wat ek wil nie, dan gaan ek nie waar ek wil en saam met wie ek wil nie, want hy is Here. En as hy Here is dit nooit as 'n nimmer nee Here nie, maar altyd ja Here. Nee Here is 'n teenstelling. Jy weerspreek jouself. Dit kan nie in dieselfde sin gebeur nie. Nee en Here kan nie saamgaan nie. Here beteken hy is Here, nie ek nie. Nee Here beteken ek is in beheer. Dit beteken ek is nie besig om te volg nie, maar om te lei. Dit beteken ek stap voor en hy moet agterna kom en afteken op my besluite en net sy blessing daarop uitspreek en weer agter in die ry inval. Maar dis nie wie hy is nie. Ons kernteks van hierdie reeks is Matteus 16:24 wat lees, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En my volg. As Jesus Here is, beteken dit ons volg hom. Dit beteken hy loop voor en ek volg agterna. Dit beteken nie ek loop voor en hy volg nie. Dit beteken ek gaan waar hy gaan, ek draai as hy draai en ek stop wanneer hy stop. Dit is soveel makliker. As hy lei, sal ek nooit die verkeerde afdraai vat nie, want ek hoef nie te besluit wanneer en waar om te draai nie, hy doen. As hy lei, hoef ek vir niks bang te wees nie, want voor ek daar kom, was hy reeds daar. Kyk bietjie wat sê die woord wat gaan gebeur as hy lei. Byvoorbeeld, Psalm 23 sê, hy lei ons na groen weivelde, na waters van rus en hy lei ons in die spore van geregtigheid. Psalm 103 sê, hy verlos jou van die verderf en kroon jou met liefde en ontferming. Hy vernuwe jou jeug, hy verwyder ons sonde so ver as die ooste van die weste en hy ontferm homself oor ons. Psalm 91 sê, hy red ons uit die net van die voëlvanger en van die verderflike pes. Hy dek ons met sy vlerke. Hy gee sy engele opdrag om ons te beskerm op al ons weë. En so gaan die woord net aan en aan en aan oor hoe dit lyk as Jesus ons lei. Dis die makliker manier. Dis sy manier. Volg my. Volg my.
Dit gaan alles oor geloof en vertroue. Vertrou jy hom genoeg dat hy net die beste vir jou in store het? En dat sy planne soveel beter is as jou planne. Planne van voorspoed en nie teëspoed nie. Planne van vrede, voorsiening, oorvloed en guns. Dis sy planne vir jou en my. Kan jy hom vandag so vertrou? Dat jy sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil. Selfs wanneer hy aftrap die pad van vergifnis, is jy bereid om hom te volg en te vergewe. Onvoorwaardelik, soos wat hy jou vergewe het, want Here Jesus, U is nou Here van my lewe en ek volg U. Selfs wanneer U sê, vergewe hierdie persoon, dan vergewe ek, want ek volg U lei. As hy afdrap die pad van tiende en saai, is jy bereid om saam met hom daar af te draai en te sê, wat ek met my finansies doen, is nie meer my eie keuse en besluit nie. Ek word gelei deur my Here Jesus. Ek volg hom, ook met my geld. Wanneer hy ons lei op die pad van dien, eerder as om gedien te word, of liefde, waar ons geen liefde terugkry nie, of eer betoon, wanneer ons eerder iets neerhalend wou sê, is ons bereid om hom oral te volg, waar hy ons lei. Sal jy saam met my vandag Jesus se uitnodiging aanvaar en opnuut die besluit neem? Here Jesus, ek weet ek mag dalk heel moontlik van tyd tot tyd faal, maar ek kies opnuut om U te volg as Here van my lewe. Ek kies om myself te verloon. Ek kies meer van U en minder van my. Ek kies om ja te sê vir U roeping op my lewe. En ek kies om U te volg waar U ook al lei. Want U, Here Jesus, is Here van my lewe. Amen. Geliefde van Jesus, maak hom Here van jou lewe. Volg waar hy jou lei en hou jou neus in sy woord. Shalom.